Goeiemôre in Vliekerk. Gewoonlik is dit hier waar ek sê, dis so lekker om almal te sien. Vandag is 'n bietjie uitsondering, ons doen bietjie iets anderste. Ek kan nou net nie in persoon daar wees by julle nie, maar vandag maak dit glad nie minder belangrik en glad nie minder mooi en kragtig. Die feit dat ons nog steeds rondom die Here se woord bymekaar kan kom op hierdie aanlyn manier. So vir my kant af welkom en ek is regtig so bly jy's hier en ek hoop vandag gaan weer net vir jou kos wees vir jou siel, dat jy net wel meer na die Here toe kan wees. Nou vandag begin ons regtig 'n belangrike Sondag, want nie net is dit hier waar ons 'n nuwe reeks afskop vandag waar ons net oor die volgende 2 weke gaan praat oor 'n belangrike konsep, nê. Maar hierdie reeks dien ook 'n manier hoe ek en jy ons harte kan voorberei vir Paasfees. Paasfees is om die draai en maak seker jy mis nie ons dienste nie. Ons het regtig spesiale tyd vir ons almal saam met beplan om so die Here te kan se lewe te kan herdenk aan die kruis. So maak seker jy is by ons Vrydagdiens, Sondagdiens en bring jy gesin. Dit gaan baie spesiaal wees. Maar kom ons kom by vandag en ons begin hier 'n nuwe reeks soos ek gesê het met die nuwe naam onder nuwe bestuur. Was jy al daar by 'n plek waar jy gewerk het of dalk aan 'n vriend van jou gehoor het waar die bestuur rondom die maatskappy of firma of iets verander het? En die oues is ou besigheids oorgekoop deur 'n ander firma en nou is daar 'n nuwe bestuur of dalk is daar net 'n nuwe ou aangestel, daar's nuwe bestuur, 'n nuwe CEO, 'n nuwe iets. En daai gevoel binne die maatskappy. Het jy al gehoor hoe gaan die gesprekke? Dit hardloop, nee, want jy weet skuwe is op pad. En wat interessant is, wanneer ons na die Bybel toe blaai en ons lees verse soos 2 Korintiërs 5 vers 17, skryf Paulus hierdie gedagte van nuwe bestuur en hy sê, daarom, iemand wat aan Christus verbind is, né, is 'n nuwe skepping. Die ou ding is verby en kyk, die nuwe is hier. Dit is asof hy sê, julle, wanneer jy 'n Christen is, dan is jy onder nuwe bestuur. En die ou dinge wat daar was in jou lewe, moet nou uit, en nuwe dinge moet nou in. Daar gaan skuwe plaasvind, want Christus is nou die CEO, Christus is nou die besluitnemer, Christus is die Here, en hy is die een wat beheer onder nuwe bestuur. Nou, soos ek genoem het, as jy iemand ken of selfs al by 'n plek betrokke was, gewerk het, waar nuwe bestuur ingeklim het, is daar altyd 2 reaksies. Of een groep, wat so dankbaar is, prys die Here, hier's nuwe mense, want hierdie plek kort beter bestuur, tipe ding, né? Hulle is net so opgewonde, want nou kan sisteme dalk in plek kom, nou kan al die gate wat daar is net weer gevul word, en nou kan die masjien net weer hardloop, en hulle is so opgewonde oor die nuwe bestuur. En dan kry jy 'n groep mense, wat sê, hier gaan ons weer, alweer nuwe bestuur, alweer nuwe leier, hier kom weer nuwe sisteme wat hier gaan werk hier. Ek wonder hoe lank gaan hierdie ou nog hier werk, en jy hoor net daai pessimistiese, onopgewonde, weerstandige gesprekke. En daai mense kan hulle self so isoleer, en mekaar selfs opsweep tot 'n mate, en net sê, maar ons is nie opgewonde oor hierdie bestuur nie. Nou, ek en jy moet eerlik praat vandag. Wanneer dit kom by ons lewens, en Christus kom in, soos wat Paulus sê, is ek en jy een van daai 2 groepe. Of jy raak opgewonde, en sê, die Here gaan nou alles nuut maak. Daar staan Paulus, en hy sê, die nuwe is hier, alles binne in jou lewe moet nuut gemaak word. Hoe jy dink, hoe jy funksioneer, jou hart, jou denke, jou woorde, jou geld, jou hulpbron, jou verhoudings, alles gaan nou anders lyk, want die nuwe bestuur is hier. En jy kan opgewonde raak, want dis die hemelse bestuur. Praat van die beste CEO ooit wat bestaan. Hier kom God en hy sê hy wil heers in jou lewe. Hy wil beheer, hy wil kom help. En mense raak opgewonde. Maar dan kry ons 'n groep mense wat net sê, nou gaan ek alweer nie kan praat soos ek wil nie, ek kan nou weer nie veel grappe vertel nie, ek kan nou weer nie al my gewoontes uitleef soos ek wil nie. Man, dit is net nie so lekker nie, ek is net nie so opgewonde oor alles wat die nuwe bestuur van Christus bring nie. Nou weer eens, vat ek ons na die hoofopdrag toe in die Bybel, Markus 12 vers 29-30, waar Jesus in 'n gesprek is en sê, maar wat is die belangrikste ding, wanneer hy inkom in ons lewens in en ons onder sy bestuur staan? En hier is ons sy woorde. Die belangrikste gebod is die volgende, sê hy, luister o Israel, die Here ons God is die enigste Here. En daarom, in ander woorde, hier is hoe die nuwe bestuur lyk, hier is die dinge wat gaan in plek kom, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag. Nou, daar's baie dinge wat ons kan noem rondom jou hele hart en al jou krag en jou ganse siel, maar een ding wat my so opval, en is waar ek bietjie wil praat vandag, is totale verstand. Jy sien, ons denke
is 'n plek waar God se wil moet kom seëvier. Wat help het, die Here red ons en ons kry hierdie nuwe hart, nee, ons gees word wakker, sê die Bybel, ons is deur hom lewend gemaak en as gevolg van hy wat ons gees kom red, nou het ons verhouding met God en nou is ons 100% herstel, want nou kan ons met God kommunikeer en hy kan saam met ons wandel en die prys is betaal, Jesus aan die kruis, Paasfees wat kom, né? En die hart is so belangrik vir Here, die gees is so belangrik vir Here, want dis waar dit begin. En so kom God en hy beloof vir ons, maar selfs in ons liggame gaan ons restaurasie eendag beleef en genesing beleef en alles gaan mooi wees. Ons gaan in die hemel verheerlikte liggame hê en dit gaan amazing wees, maar selfs hier en nou kan jy leer om met jou krag, met jou liggaam God te dien. Maar dan kom hy en hy sê, jy moet God lief hê met jou totale verstand. En dit laat my half dink aan daai twee groeperings. Daar's 'n klomp mense wat sê, Here asseblief, alles in my lewe, of so hoop ons. En dan is daar mense wat sê, ek weet nie, hier is maar net wie ek is, jy weet. Ek sukkel nou met hierdie ding in my lewe, ek weet nie of God my kan help met hierdie ding, en mense val so bietjie in 'n gat in, as dit kom by God lief hê met jou totale verstand. Dis asof ons bietjie iets verborge hou vir die Here. Here, kom vernuwe my hele hart, vat my skuldgevoel weg en gee my die Heilige Gees, met die hart is ons okay. Here, met ons dade, kom maak ons meer soos Christus, laat ons dinge doen soos wat U het gedoen het, maar die manier hoe ons dink, wanneer God vir my en vir jou sê, kom bring bietjie daai ding waarmee jy stoei. Kom ek en jy praat bietjie oor verhoudings, kom ek en jy praat bietjie oor seer, kom ek en jy praat net bietjie oor die verlede, kom ek en jy praat oor die toekoms, kom ek en jy praat oor die woord, kom ek en jy praat net oor Christus, kom ons praat oor slegte gewoontes, kom ons praat oor jou sonde. Dan raak dit amper soos daai ding in ons huis, waar ons net, niemand mag gaan kom hê. Jy weet, niemand mag raak aan daai golfstel nie, niemand mag enigstens naby daai eetgerei kom nie, niemand mag, ons almal het daai ietsie wat ons so verborge hou, né? Jy weet, verbode vrugte, jy weet, jy mag nie daar gaan nie, jy mag nie aan dit vat nie, en so ook, kom ons wees eerlik, ons almal het daar iets in ons lewens waar ons mee stoei, waarmee ons worstel, en as ons eerlik met mekaar moet wees, waar ons God nog nie lief het met ons totale verstand nie. En ons sit vandag in 'n krisis, julle. Ons sit in 'n tydperk waar daar al 'n groot groepering van diagnoses is rondom ons God nie met totale verstand lief hê nie. Daar is al pille voorskrifte, daar is hoeveel mense wat professionele beroepe rondom hierdie doen, en ek stamp nie al die mense en ek sê nie hulle het geen plek nie, maar wat ek wel sê is, ons het dalk die wegspringblokke vergeet van hoe om gesonde gedagtes te hê in lewe. Want ek en jy is net so sterk soos ons sterkste gedagtes. Jou lewe sal beweeg in die rigting van jou sterkste gedagtes, maar waaraan dink jy? Sê maar gemiddeld van 7000 gedagtes per dag, of 700 gedagtes per dag, 700.000 gedagtes per dag. Waaraan dink jy? Wat is dit wat deur jou denke spoel? En is daai gedagtes wat God lief hê? Dan lief hê met jou totale verstand. Want ons leef in 'n tyd waar alles vir ons skree, ons is goed genoeg hier. Ons doen te min. Ons is te min. Ons gaan nie genoeg eie om af te tree nie. Ons gaan nie 'n toekoms in hierdie land hê nie. Oorlog op ons voordeur. Ons kinders het nie die regte velkleur nie. Dit en daai en alles binne ons oorweldig ons so. Ons kyk na ons besittings en ons voel ons het nie eens genoeg nie, want ons is te veel op social media wat vir ons sê, maar ek moet op 25 hierdie tipe kar ry en daai tipe huis besit. En ons moet hierdie tipe werke en hierdie tipe geld aan ons rekening hê en alles rondom ons denke is so vasgevang in hierdie wêreld. En waar Paulus gesê het, maar omdat jy in Christus is, kan jy meer in die wêreld wees en jy moet nie dink, anders dink. Jou denke moet God lief hê. Want dit is wat die nuwe bestuur verwag. Kom ons vra mekaar eerlik. Is jou gedagtes al intentioneel onder die nuwe bestuur van Christus? Want julle, hierdie gebeur vinnig. Dan gly ons en ons sit vasgevang in negatiewe gedagtes. Oorweldigende gedagtes. Gedagtes wat sterk manne kan laat krippel sit. Mense wat nie meer weet wat te kan doen nie. Mense wat geen duidelikheid het meer oor hulle lewens nie. Mense wat hulpeloos en hopeloos rondloop. En julle, hierdie is nie net iets wat ons sien binne in die samelewing nie, maar hierdie is iets wat ons sien in ons Bybels. Jy sien, ons 'n klomp manne in die Bybel wat ook gestoei het met hierdie. En hy sê die volgende in
in Matteus 12 vers 25, so groot beginsel, hy sê, Jesus praat en hy sê, Jesus het egter hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, enige koninkryk wat teen homself verdeeld is, gaan ten gronde, en geen dorp of huis wat teen homself verdeeld is, sal bly staan nie. Nou hierdie is 'n baie goeie leierskap beginsel, maar ek dink Jesus praat oor baie dieper dinge, is net hoe om 'n huis te bestuur. Hy praat ook oor die hart, hy praat ook oor die siel, hy praat oor die verstand. En hy sê, wat help dat jy die God van die heelal in jou hart, maar jou verstand stem nie saam nie? Wat help dat jy bely met jou mond, God is oralste, maar in jou verstand glo jy stoksiel alleen? En is hierdie tipe verdeeldheid wat skeuring gaan bring en wat weerstand gaan bring en ons gaan stoei in ons geloof. En soos ek sê, hierdie is iets wat jy sien in die Bybel. Onthou julle vir Elia. Elia is 'n groot profeet. In 1 Konings 19 lees ons hoe hierdie profeet, nadat hy hoeveel Baal-profete man alleen aanvat en die Here het sy rug en dit is 'n wonderwerk op wonderwerk wat voor hom afspeel. Net so 'n paar dae daarna sit Elia en hy bid, Here kom haal my, ek wil nie meer leef nie. Jy sien, hy het in 'n plek gegaan in sy verstand waar hy nie die Here lief het nie. Hy het in 'n gat beland. En ons sien dit nie net by Elia nie, maar wat van Dawid? Onthou julle vir Dawid, hoe hy al so gebid het en alleen gevoel het, waar hy oorweldig was, dat selfs God hom verlaat het. Nou, onthou Dawid, dis 'n man wat op 'n jong ouderdom geseën was as 'n koning. Wat weet, God het sy rug en hy het al wonderwerke gesien en nou sit en bid hy en sê, maar Here, hoekom is ek alleen? Hoe werk dit? Jeremia land op 'n donker plek, waar hy self sy geboortedag vervloek. En hy sê, hierdie is 'n dag wat my ma nooit moes beleef het nie. Ek moenie eens hier wees nie. Het jy al so gevoel? Wat van Heman? Psalm 88 vers 18 word beskou as een van die hartseerste psalms in die hele Bybel. En Heman was 'n interessante ou, want hy word beskou as die tweede wysste ou na Salomo. Hier is 'n bekwame man, 'n geroepte man, 'n gekiesde man, 'n man wat God liefhet en 'n man wat God gebruik, maar tog beland hy op 'n plek waar dit nie goed gaan om en sy woorde is duisternis, is my naaste vriend. Hoe gebeur dit, is my vraag. Hoe gebeur dit dat koning Dawid, wat almal se geloofsheld het, sit op 'n plek waar hy sê, maar selfs die Here verlaat my? Hoe gebeur dit met Jeremia, wat een van die groot profete, saam met Elia, een van die groot profete is, waar hulle sê, maar ek wil nie eens meer wees en ek moes nooit gebore geword het nie. Hoe land jy in daai gat nadat jy God gesien beweeg het? Jy sien, hier is die ding, hulle harte was by die Here, maar nie hulle verstand nie. Hulle het God lief gehad met hulle harte, want hulle het geweet die Here is daar, en dis hoekom hulle selfs bid, maar selfs in dit glo hulle nie eens wat hulle bid nie, hulle glo nie eens die stories wat God al kom skryf het nie. Het jy al daai verdeeldheid beleef? Want as jy het, is daar ongelooflike weerstand, en Jesus sê in Matteus 12 vers 25, geen huis sal staan nie. As jou verstand en hart nie op dieselfde bladsy is, gaan jy nie staan nie. Geen wonder ons leef in 'n tyd waar mense in so 'n depressie val nie. So angstig rondloop, so oorweldig voel nie, dat die enigste slegte nuus wat by hulle kan kom, is hulle al dadelik so, hier kom dit alweer. Jou foon lui net, en dan dink jy alweer, er is iets het fout gegaan, en jy voel net alweer, ek moet alweer die moeilikheid wees. Jy deel dit 'n stem wat op jou skreeu wat vir jou sê, is jy goed genoeg, en ons glo hierdie goed, ons gee daai stem 'n plek in ons, en dan land ons daar waar hierdie geloofshelde geland het. Ek het onlangs, in die laaste paar jaar, 2 van my geloofshelde, wat ek nou opkyk, wat ek sien as my pastore, het selfs in daai gat beland, waar hulle amazing dinge vir die Here bereik, maar hulle land op 'n donker plek, en hulle weet hoe om uit te kom. So hier is die vraag, hoe kom jy daar? Want hoor mooi, hier is nie net 'n Dawid nie, hier is net 'n Jeremia nie, hier is net 'n Elia nie, dalk gebeur dit in jou eie hart, waar jy oornag, net voel jy sit so 'n bietjie in 'n gat. Jy raak nie meer opgewonde oor iets, jy onttrek uit familietyd uit, jy wil alleen wees, maar jy wil ook nie alleen wees, jy voel net so emosieloos, niks maak jy opgewonde, jy het jou vrede, jou vreugde, alles daarmee saam verloor, en jy hardloop maar net elke dag vir wat dit is, gaan werk, jy kom huis, jy doen al die dinge, tikkiebokse, en kruip agter 'n skerm weg. En jou denke en hart is in weerstand met mekaar. En dit is hier waar God sê, is tyd vir nuwe bestuur. So hoe werk hierdie? Hoe kom ons daar? Hoe bly ons daar weg? Nou, die eerste ding is 'n proses.
En hierdie proses het 3 kategorieë, 3 beweegplekke wat relevant is tot elke persoon en selfs binne in ons geloofshelde. Die eerste een is die middel, en dan is dit die moeg, en dan is dit die middelaar. So kom ek vat ons gou vinnig deur hierdie 3, en jy sal sien hoe werk hierdie binne die skrif. Nou kom ons praat oor die middel. So die middel is 'n baie interessante plek. Want jy sien in die kerk praat ons baie keer oor mense wat heeltemal vertrap is en te neergedruk is en die swaar het hulle getref en die trauma van die lewe en die onregverdigheid en hoe God sal kom en jou troos en jou help en jou verdedig en is alles reg en dit is alles waar. En of ons praat oor die ander kant wat sê maar daar's deurbraak en God bring wonderwerke en in die ekstreem daai kant toe. En dis ook waar want dit gebeur ook en die Here doen dit. Maar my vraag is wat van die ouens in die middel? Die ouens wat sê dit gaan nie reg sleg met my nie. Dit gaan net. Dit is nie mense wat bid, Here, hoekom het U my verlaat nie? Jy weet, dit is mense wat net sê maar, Here, ek voel U nie. Jy weet, dit is nie mense wat sê maar, Here, kom red my uit hierdie gat uit nie, maar dit is net so, maar Here, ek weet nie meer om vreugde te ervaar nie. En dit is die mense wat in die middel is, en die middel is die eerste plek, waar jy weet, daar's weerstand tussen jou hart en jou verstand. Is die eerste plek waar verdeling plaasvind, is in die middel. Want dit voel nie te erg nie, dit voel nie oorweldigend nie, dit voel nie vir lewe uit mekaar uitval nie, maar jy weet iets is nie reg nie. Jy weet jou hart is nie so vol vrede soos wat dit moet wees nie. En hierdie middel, julle, gebeur met almal. Eendag voel jy naby die Here, ander dag voel jy ver van die Here. Eendag glo jy die Here is goed gunstig teenoor jou en die ander dag wonder jy baie daaroor. Eendag weet jy die Here het goeie en voorspoed planne vir jou lewe en die ander dag is net so, maar Here, hoe lank moet ek nog wag? En daai is die tipe gebede en denke van iemand wat in 'n baie gevaarlike plek van die middel in beweeg. Want jy sien, die middel kan 'n struik word. As jy te lank in die middel bly, dan word dit jou norm. En die norm is die gevaarlikste plek waar jy kan wees. Want dit sal jou hart en jou verstand in weerstand bring en verdeeldheid sal plaasvind. Ek wil ons vat na 'n storie toe. In Johannes 5 vers 2 tot 8, baie bekende storie, lees ons van iemand wat vir jare al vasgevang is in die struik van die middel. Nou kom ek lees die storie saam. By die skaappoort in Jerusalem is daar 'n waterbad wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Dit het 5 onderdakpilaargange gehad waar 3 daar 'n menigte stremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere persoon wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom daar sien lê en was bewus daarvan dat hy 'n geruime tyd al siek was. Hy vra hom toe, wil jy gesond word? Die sieke het Jesus geantwoord, meneer, ek het niemand naby my om in die waterbad te tel, wanneer die water geroer word nie. En terwyl ek nog nader kom, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan nou op, tel jou slaapmaatjie op en loop. Hierdie is die tipiese prentjie van die middel. Jy sien die grootste pyn wat mense beskryf onder die son is nie eens noodwendig die traumatiese pyn waardeur ek en jy kan gaan nie. Die pyn van 'n verlies van 'n geliefde, van 'n trauma wat jou kom tref finansiëel, 'n siekte binne in jou wêreld, iets wat jou regtig jou lewe op sy kop kom swaai. Daai trauma is nie eens die seerste pyn wat kan bestaan nie. Jy sien, die ouens praat en die slim ouens praat oor en hulle sê die seerste pyn wat bestaan is die pyn wat jy kon vermy het en wat God kon genees het, maar jy het dit verdra. Want daai pyn raak jou waarheid. Dit oortuig jou van 'n klomp nonsens. En jy begin glo wat jy voel is waar. Hoe jy dink is waar. En daai pyn gaan baie meer chaos in jou lewe veroorsaak as die een is wat jy sien as gevolg van die trauma wat jou tref. Want jy kan vir 38 jaar soos hierdie ou op die stoep vassit in 'n struik.
en sê, maar ek kry net nie my genesing nie. En hier daag God op, en sê, dis tyd vir nuwe bestuur by hierdie persoon, dis tyd dat ek en jy moet gesels oor jou denke, oor jou hart, oor jou drome, oor jou toekoms, en hy vra met die vraag, wil jy gesond word? Interessante vraag. Natuurlik Jesus, natuurlik wil hy gesond word. Hoekom vra Jesus dit? Want hy's nie besig om te vra wat wil hy eintlik hê nie, hy's besig om sy denke te vernuwe. Hy's besig om hom anders te laat drink en hierdie botsing in sy hart en die botsing en verdeeldheid en weerstand tussen sy hart en sy denke aan te spreek. Hy vra hom, wil jy genees word? En die eerste ding wat hy sê is 'n verskoning. 'n Verskoning. Hy sê, ek probeer al vir jare lank. Weet jy wat, al kom 'n engel en hulle het geglo in die bad van Bethesda, dat 'n engel sou afgekom het en die water geroer het, die eerste wat in die bad ingegaan het, sou genees geword het. En hier daag die geneesheer self op en al wat hierdie persoon sê is, maar ek kan in die bad kom hê. Vir 38 jaar is altyd iemand wat my wen. Vir 38 jaar bly hierdie ou in die seerste pyn, want hy is besig om sy denke te vernuwe in die verkeerde rigtinge in. En hierdie is 'n baie gevaarlike plek. Want selfs toe God opdaag, toe lê hy nie na God toe nie, hy lê na verskonings toe. En julle, ons moet pas op, voor ons hierdie ou kruisig, ek en jy is ook daar. Ek en jy land so vinnig daar as 'n teken van die middel. Weet jy wat, hier is nou maar net hoe ek is. Verskoning. Party mense kry dit nou maar net beter as ek. Verskoning. Sekere mense, dit kom net maklik vir hulle, maar vir my, dit vat 100 keer moeiliker. Verskoning. Ja, die Here genees sommige mense, en ander mense nie. Verskoning. En voor ek en jy weet, sit ons in die middel, in 'n struik, op die stoep, met die God wat by ons staan, en hy sê, ek vra nie, hoe lank sit jy nie? Ek vra nie, weet wat is die rede hoekom jy hier sit nie. Ek vra nie wat is al die goed wat in jou lewe fout gegaan het omdat jy hier sit nie. Wil jy gesond word, is sy vraag. En julle, ek dink partykeer sit ons so en mou oor ons werke, kla soms oor ons huwelike, ons vrouens, ons verledens, ons pyn, ons seer, ons ouers wat nie daar was nie, en 'n klomp goed wat net skeefloop in ons lewens, en ons kou daaraan, en kou daaraan, en kou daaraan, en hierdie word ons waarheid, dan lê ons soos daai ou. En al wat ons ken is verskonings. Al wat ons ken is vingerwys. Al wat ons ken is, maar dis hulle, en is hulle maar net, is so uitgewerk het, is daai ding net so gebeur het, as hulle. Kan ek ons herinner, Jesus staan by jou. En hy sê, ek weet wat jy gaan, ek kan sien is vir jou moeilik, maar wil jy genees word? Kan jy ophou agter jou verskonings wegkruip en tel jou mat op, die ding waarop jy lê, jou verskoning en begin beweeg, en hier is wat Jesus vir ons vra in die middel. Hy sê, dat wanneer genade begin initieer, en dis wat hy doen, en die bad van Bethesda staan eintlik as bekend as die bad van genade, en hier staan hulle by die bad van genade, en wanneer God kom, as die lewende water na hierdie ou toe, en hy sê, jy soek 'n bad, ek bring 'n rivier, ek is die lewende water wat sal vloei soos 'n fontein in jou binneste, sê hy, en hy sê, maar, wanneer ek kom met genade, sal jy reageer met geloof. Dis waar ons vashak. Dis die eerste tree uit, die middel uit. Want geloof is, Here, ek voel dit nie, Here, my verlede sê dit nie, Here, ek is al 38 jaar vasgevang in hierdie, maar as U sê, staan op en loop, dan sien U iets wat ek nie sien nie, en jy hou vas aan wie dit sê, en nie in wat jy voel nie. En hier is die waarheid van elke liewe van ons in die middel. As daar gedagtes in jou denke inkom, vang jy hulle nog, of laat spoel jy hulle net deur jou denke. Want selfs Paulus skryf oor hierdie goed, en hy sê in 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5, en hy sê die volgende, die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons elke argument, sê hy, as ook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Hoekom? Want ons is onder nuwe bestuur. Gevang jy nog jou gedagtes en sê, maar hey, Morney, hierdie goed wat jy nou aan dink, hierdie gesprekke wat jy nou het,
Is dit regtig die waarheid van God? Is hierdie situasie regtig so hopeloos? Is hierdie situasie regtig so oorweldigend? Is hierdie regtig 'n doodloosstraat? Moet jy jouself so jammer kry? Of wat sê die Here? En Paulus sê, hy moes al aanleer. Om hierdie gedagtes te vang, wanneer hy in die tronk sit, wanneer mense hom in, wanneer die onregverdigheid hom tref, en sê, maar hierdie is die klein goed in lewe. Wat regtig groot is wie is Christus. En ek behoort aan hom. En maak dit onderdanig. En julle, ons moet hierdie reg kry, maar weet jy hoe kry jy hierdie reg? En dis hoekom ons dit baie keer reg kry nie? Want ons weet nie hoe lyk dit om goed onderdanig, onder wat sit ek dit? Maar as ek agterkom, ek dink depressief vir myself, of ek voel soos Dawid, waar God my verlaat het, of ek voel soos Jeremia, wat net sê, ek was nooit hier gewees het nie. As jy al daai gedagtes vang, sê nou ek dink aan, ek besef dit, wat doen ek met daai gedagte? Hoe lyk maak dit onderdanig aan Christus? Hier's hoe dit lyk, 'n belofte van God. En hier is ons krisis, ons ken nie ons Bybel nie. En dis hoekom ons nie weet wat om daarmee te doen nie. Want as jy God ken, deur sy beloftes in sy Bybel, en dit gaan nie oor 'n belofte van, ag die Here sal my red nie. Elke belofte in die Bybel is nie net sodat jy iets uit dit kan kry nie. Elke belofte in die Bybel is daar sodat jy kan weet wie is God. Want elke belofte hou 'n karaktereienskap van hom in. So jy wil weet wie hy is, as jy wil weet wie Christus is, lees sy beloftes. In ander woorde, as jy eensaam voel, wat sê die Here? Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy is 'n loyale God. Hy lieg nooit, sê die skrif. Daar's 'n belofte. Hey, Morney, as jy eensaam voel, God het dan beloof, hy sal my nooit los nie. Hoe gaan ek deur die dal van doodskade weer? Hoe gaan ek deur hel? Hoe gaan ek deur baie donkerder dinge as net die gemiddelde mens? Hy sal my nooit los nie. Kan jy dit nog doen? Kan jy dit nog sê? Kan jy daai gedagte vat en dit onder daai beloftes gaan insit? Ken jy genoeg beloftes van die Here? Weet jy dat jy, soos Petrus geskryf het in sy boek waar hy gesê het, weet jy dat ons erf elke liewe geestelike gawe van God om ons in alle opsigte geestelik gesond en sterk te maak. Want ons voel ons het nie genoeg nie, want ons voel ons is nie genoeg nie. Hey, Christus sal my alles gee wat ek nodig het. Ek moet dit net onderdanig maak aan hom. Ek het nie nodig om oorweldig te voel, hy sal my gee wat ek het en wat ek nodig het. En selfs nog meer. Daai is onderdanigheid. Maar kom ons praat weer eerlik. Ek en jy laat toe. En ons na die sommetjies kyk en dit oorweldig ons, laat daai oorweldigende gevoel ure, dae oor ons denke laat spoel. Iemand wat onder nuwe bestuur van Christus is, vang hy ding vinnig. En hy laat vir ure en vir dae die beloftes van God oor hom spoel. Dis hoekom God vir Joshua gesê het in Joshua 1 vers 9, as jy suksesvol wees in alles, Joshua, hier is wat jy moet doen, onthou my opdragte, dag en nag dink daaroor, mediteer daaroor, en wanneer jy dit gehoorsaam, as jy suksesvol wees in alles wat jy doen, die eerste ding waar hy sy leier oprig, is sy verstand. Romeine 12 skryf Paulus en sê, as jy God se wil leer ken, dan moet jy jou denke vernuwe. Kom aan julle, ek gaan hierdie ding aanhou preek, tot ons hierdie ding snap vandag. Is daar dalk 'n deel van jou wat jy maak soos daai man, jy lê net vir baie jare, ag, dis net hoe dit is. God doen dit vir sekere mense, nie vir my nie. Verskonings. Wat vra God vir jou? 1 tree op 'n slag. Hy sê, tel hy mat op en loop, 1 tree op 'n slag. God wil nie hê jy moet nou hele Bybel gaan opswat en in jou kop uitken voor jy ding kan wen nie. Hy sê, 1 belofte op 'n slag. 1 Bybelversie op 'n slag. 1 gedagte op 'n slag wat jy moet vang. 1 tree op 'n slag. 1 gebed op 'n slag. 1 ding op 'n slag. Dalk is dit 'n praktiese oefening wat jy moet doen. Wanneer jy so oorweldig voel, haal net weer asem. En dink aan hoe God lewe en adem hulle in neus kom inblaas het. En hulle het asem vir die eerste keer ervaar. En wanneer ek en jy asem, dan is dit die ruach van God, die asem van God, die Heilige Gees van God. Het jy al ooit gehoor, hoe spreek jy Yahweh uit? Yahweh is een van God se name. As jy nou die oorspronklike uitspraak gaan luister, dis net asemhaling, dis blaasklanke. Yahweh.
Selfs wanneer jy net fokus op jou asemhaling, is jy besig om jou denke te vestig op die Here. Doen 'n praktiese oefening soos dit. Wanneer jy voel jou gemoed is in 500 km/h in 'n straat af, stop. Ja, weg. Here, dankie dat U by my is. Here, dankie dat U my nie sal los nie. Dankie dat selfs hierdie sonde en hierdie gat wat ek nou is en die uitdagings wat ek is, nie my sal definieer vir die res van my lewe. Dis hoe ons gedagtes vang. 1 tree op 'n slag. Wat ons wel moet noem oor hierdie is. Hierdie is nie net 'n once-off nie. En ek dink dis waar ons vou in hierdie ding. Jy sien, wanneer God kom in jou lewe en hy kom red jou hart, God lief jy met jou hele hart, wanneer jy jou hart kom red, dis onmiddellik julle. Jy glo in die naam van Jesus, jy glo hy doodgaan aan die kruis, jy het opgestaan uit die graf uit, onmiddellik is daar vernuwing, onmiddellik is jy saam met die Here, onmiddellik is daar verhouding, onmiddellik is jy gevul met die Gees. Dis amazing. Maar baie keer dink ons, God gaan ons harte genees, of ons denke genees, soos hy ons harte genees. En nie wat ons moet besef. Jy weet, en dit is so mooi sin. As dit kom by aanrakings van God, God red met 1, hy genees met 2, en hy vernuwe met 3. Hoor mooi. As dit kom by jou hart, God red met 1 aanraking. 1 oomblik waar jy besef dat die prys vir jou betaal, en daai oomblik net daar, is jy skoon gewas en is jy sy kind. 1 aanraking is wat dit vat. As dit kom by genesing, ons liggame, dan partykeer vat dit 2 keer. Wat bedoel ek daarby? Maar ons bid al vir mense, en dan word hulle net daar genees, ja. Maar selfs Lazarus wat uit die dood uit opgestaan het, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, hy is weer dood. Elke siekte wat Jesus genees het in sy dag, daai mense is dood. Die ware genesing is nie net hier en nou nie. Die ware genesing is nommer 2 in die hemel, waar ons verheerlikte liggame kry. Eendag gaan ons almal volkome liggame weer hê, herstelde liggame, en jy gaan 110 km/h weer kan hardloop. Maar as dit kom by ons verstand, vat nie 'n aanraking nie, vat nie 2 aanrakings nie, dit vat 'n klomp tree. En met elke tree wat jy neem saam met die Here, vernuwe jou denke. So wanneer my van ons praat oor hierdie goed, is my vraag net weer, wanneer laas het jy 'n tree geneem in jou verstand? Wanneer laas het jy gesê, Here, hier is nog iets waaroor ons moet praat, en elke keer as ek daai vrou of daai man se stem hoor, dan is dit dadelik, my gemoed is nie daar nie. My verstand moet vernuwe. Elke keer as daai foon lui, Here, dan voel ek weer bedruk. Elke keer as ek dink oor hierdie donker wêreld waarin ons leef, dan voel ek bedruk. Elke keer as daai onderwerp opgepraat word, as ek negatief vir ure lank, Here, ons moet verpraat hier, hoor, ek moet tree neem, ek kan hier bly lê vir 38 jaar hê. Vernuwe jou denke. Ontmoet God se genade met jou geloof. En dan sal jy deurbraak sien. Maar kom ons praat oor 'n tweede ene. Die eerste proses is die middel, en dis die begin van waar Dawid hulle geland het, en baie diep, donker gate beland het van mismoedigheid. Maar as jy lank genoeg in die middel bly, gaan jy na die moeg toe. Van die middel na die moeg. En die moeg is 'n aardige plek om te wees. Want as jou verstand regtig moeg is, dan sien jy nie lig nie, jy sien nie hoop nie, jy sien nie deurbraak nie, jy voel niks nie, jy gaan deur emotions, jy voel nie eens meelik oorweldig nie, jy's net daar. Jy survive net. Niks maak jy te veel opgewonde nie, niks maak jou plat en neergedruk nie. Jy's net daar. Jy geniet niks lewe nie, daar is nie lewe in jou oë nie, jou siel blink nie. Jou verstand is dood, daar's weerstand in jou verstand, al so lank, dat jy klink soos daai ou net sê, jy gaan nooit my kant toe kom nie. En jy hardloop na 'n klomp ander dinge toe, net om verligting te kry, of dit nou drank is, of dit nou rook is, en of dit nou 'n klomp ander afhanklikheidsmiddels is, of dit nou seks is, en of dit nou pille is, of wat ook al dit mag wees. Mense wat hier by die moeg kom, dis 'n tawwe plek. Die antwoord bly dieselfde. God sê, hoe jy daar uitkom is 1 tree op 'n slag. En dit gaan jou dalk nie 3 verse vat nie, maar dit gaan vir jou 30 verse vat. Dit gaan jou dalk nie net 'n maand vat nie, dit gaan jou dalk 'n jaar en 'n half vat. Van jou denke weer vernuwe, want jy het so lank jou brein al geleer. Jy kan nie, jy is nie, jy moet nie. Dit is tyd om te vernuwe.
Hoor wat sê Filippense 4, vers 8 tot 9. Hy sê ten slotte, broers en susters, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik, lofwaardig is. En leef volgens alles wat julle by my geleer het, oorgeneem het, gehoor en gesien het, dan sal die God wat vrede gee by julle wees. Nou as jy moeg is, nou as jy daar op 'n plek is waar jy sukkel om jou denke skoon en suiwer en alles wat lieflik en lofwaardig is te vul met al die goed, as jy daar is waar dit is regtig taaf vir jou. Jy is net deur te veel en vir te lank en jy is moeg. Hier's my raad aan jou en hier's wat die skrif ons leer. In Markus 8 sien ons so 'n storie waar Markus kom en hy skryf hierdie storie van 'n blinde man. En hierdie mense wat verby hom loop, sien Jesus is daar. En hierdie sommige mense vat toe hierdie blinde man na Jesus toe. En toe begin 'n wonderwerk. Jesus sit modder op sy oor, jou was dit en hy kon nog nie heeltemal sien nie. En Jesus vra, wat sien jy? En hy sê, ek sien seker mense, dit lyk soos bome. Hy weet nie lekker wat hy sien nie. Hy het 'n aanraking gekry, maar hy's nog nie heeltemal daar nie. Sy verstand is nog nie daar. Hy het een tree geneem, dis al beter, maar is nog nie genees nie. En hierdie is hoe die moeg herstel lyk julle. Nommer 1, wanneer God jou aanraak, wanneer jy in die moeg is dit nie van ek is hopeloos en nou is ek vol hoop nie. Van ek het vrede verloor en nou is ek weer vol vrede nie. Dit gaan nie van ek is geen vreugde na oorweldig met vreugde nie. Hierdie, omdat jy 'n lang proses gestap het, kan dalk 'n lang proses terug wees. Maar hoor mooi, net omdat jy bietjie beter kan sien, beteken nie genesing gaan nog jou pad kom nie. Dis een tree op 'n slag. En vandag voel jy bietjie meer vrede, vandag voel jy bietjie meer vreugde, dis 'n wen. God besig met jou. God is besig om jou verstand te vernuwe, stadig maar seker. Nie alle genesings wat Jesus doen, is onmiddellik nie. Dalk vat dit bietjie tyd. Hou aan die pad stap. Daar is hoop vir jou, en ek sê hierdie, want ek praat met 'n eksklusiewe groep wat dalk daar nou sit, en jy weet waarvan ek praat, ek het nie eens te preek nie. Jy weet wat jy voel in die hande. Jy weet wat Jeremia bid as hy sê, hoekom is ek gebore? Jy weet wat Elia voel wanneer hy sê, Here, kom haal my. Jy is besig met daai gebede, jy is besig met daai stoeie, jy is besig om te dink aan selfmoord, en jy is besig om dink om weg te hardloop, en is makliker nou net om te ontvlug, as om hierdie goeders in die gesig te staar. Hoor mooi, dit voel net so. Tel jou geloof op, ontmoet God se genade met jou geloof, en sê, Here, vandag net een tree. Ek gaan my denke vol met wat reg is, met wat eerbaar is en lieflik is. En hoor mooi, sommige dae gaan so rol wees vir jou. Teken nie hoop is verby nie. Weet jy wat het jy nodig? Sommige mense. Hy Markus 8 storie is vir my so mooi. Daar's sommige mense wat hierdie blinde ou gevat het na Jesus toe. Sommige mense. Wie is dit? Ons weet nie. Het kon ook vriende gewees het, familie gewees het, 'n vreemdeling gewees het, al wat ons weet het is mense wat geweet het, daar's Jesus, en jy kort hulp, en ek gaan jou vat soontoe. Jy het mense soos dit nodig in jou lewe. Wie is jou sommige mense, dat wanneer jy moeg is, wanneer jy dalk vassit in die middel, dat jy hulle bel, dat hulle jou kom haal, dat hulle geloof jou bietjie laat intree op 'n slag gee. Jy het mense nodig, die liggaam van Christus nodig. Ander gelowiges wat sê, ek het hierdie antwoord vir jou probleme nie, maar ek weet wie hierdie antwoord, ek sê nog Christus toe vat. Ek sal die vers vir jou gee, ek sal incheck by jou, ek sal jou druk van agteraf, ek sal jou arm sterk hou, ek sal doen wat ek moet doen. Maar by die Here moet jy kom, want om net in die moeg te bly en in die middel te bly, is nie ons God lief hê met ons verstand nie. Vul jou gedagtes, neem jou gedagtes gevange, en die dae wanneer dit moeilik is, kry nie raai sommige mense. En julle, hier's waar ons baie keer 'n krisis het. Ek ontmoet sterk manne. Ek bedoel sterk manne, dis manne wat stamp en stote kan kry julle. Wat pyn al so lank ervaar dat hulle normaliseer dit al vir jare. En sê, dis dit hoe dit is. Dis lewe. En dan jare in, dan sit hulle. Voel minderwaardig. Voel hulle lewe het nie veel getel nie. Slaat 'n midlife crisis laat in hulle lewe. Verpletterd, moeg, oorweldig, lus vir niks. Hulle vaderskaps by die deur uit, hulle kan nie eens met hulle vrou lief hê nie, hulle sit in 'n huis wat verdeeld is en geskeur is, nie omdat die huis eintlik probleem het nie, maar hulle verstand en harte. Daar's die weerstand.
Hoor wat sê ek, is tyd vir nuwe bestuur. Sit jou denke onder nuwe bestuur. Maak dit onderdanig aan Christus, een tree op 'n slag. Praat met die Here oor elke liewe ding. Ken hom in al jou weë. Moenie in jou eie opsig, jou eie insigte vertrou nie. Moenie net gaan met wat jy voel nie. Vernuwe jou denke. Hê God lief met jou verstand. En wanneer jy dit doen, kom jy by die derde deel van die proses. Dit was die middel, dit was die moeg. Maar hoe kom ons daar uit? Die middelaar. Ja, die middel, na die moeg, na die middelaar. Onthou vir Jesus. Dit is so belangrik, onthou vir Jesus. Waar was die mensdom, toe hy aarde toe gekom het? In die middel van sonde. Vasgevang, geskei van die Here af, kan die verhouding met God regtig versoen nie. En hy kom toe in en hy sê, maar ek gaan jou kom help in die middel, en hy tel ons op soos 'n verlore skaap, en dra ons op sy skouers terug huis toe. Hy is die middelaar wat sê, maar hierdie kan nie so wees nie, en hy praat met ons, en selfs nou kom hy deur sy gees, en hy werk met ons, en hy praat met ons, en hy sê, kom uit daai gat uit. Hou op onder die bestuur van hoe dinge leef. Hou op met hierdie gedagtes aanvaar. Hier is ons die waarheid. Deur my skrif, deur my gees, deur my mense. En God kom in die middel in. As die middelaar. En hy sê, kom hier uit. Hy roep ons, hy kom help ons. En hoor mooi, daar is nooit 'n middel te diep vir hom nie. Daar is nooit 'n middel te lank vir hom nie. Hy gaan staan by 'n ou van 38 jaar wat vasgevang is op hierdie stoepe, stryk. In die middel. En hy gaan haal hom daar. God kan jou kom help en jou vernuwe, jou kom optel, jou kom krag gee, jou kom hoop, jou kom vreugde, jou herstel, jou 'n nuwe mens maak. Hy kan vir jou weer lewe en lewe in oorvloed bring, en dis sy hart, en dis hoekom hy kom en sê, maar ek wil die middelaar wees vir jou. Ek het die prys betaal, maar wie gaan jy glo? Jou gevoel? Of wie ek sê ek is? Op wie gaan jy vertrou? Jou verlede? Of die middelaar? Waar wil jy bly? In die middel? Tot jy moeg is? Of kom jy saam die middelaar? Hoor wat mooi wat sê Jesaja 26 vers 3. En hy sê, U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede. Die mense wie gedagtes op U gerig is. God wil jou vat na daai plek van vrede in jou lewe. 'n Vrede wat 'n verstand te bowe gaan selfs. Want dinge maak nie sin hier nie, maar omdat daar nie weerstand is tussen jou hart en jou verstand nie. Nou bewaar die Here jou. Nou hou hy jou bymekaar. Nou is daar vreugde ten spyte van. Daar is hemel op aarde beskikbaar vir my en jou. Maar die wat vertrou op die Here. Nie op hulle eie denke nie, nie op hulle eie insigte nie, op hom. So my vraag is hier waar ons hierdie preek eindig. Op wie vertrou jy? Is jou denke al onder nuwe bestuur? Of glo jy net wat jy wil? Dink jy aan wat jy wil? Speel jou emosies jou God? Of is dit die middelaar wat jou God is? Dalk sit jy vas in die middel. Ek sê vir jou, daar's hoop. Dalk is jy moeg en jy weet nie wat se kant toe nie. Ek sê vir jou, daar's hoop. God kan iemand kom haal 100 jaar vas in die middel en hy haal hom uit. Hy kan dit doen, hy wil dit doen. Maar jy moet die tree neem. En dalk sit jy en jy bid gebede, Here, maar kom genees my denke soos U my hart genees het. Dit werk nie so nie. Hy sê, tel op jou mat en kom. Begin jou lewe iets mee doen. Tel verantwoordelikheid op. Werk saam met my. God gaan nie jou verstand namens jou vernuwe. Dis iets wat jy moet doen. Dis iets waaraan jy moet werk. Dis iets wat jy moet beskerm. Beskerm jou denke bo alles, sê die skrif. Beskerm jou brein. Want waaraan jy dink, dis waarheen jy gaan. Waaraan jy dink, dis wie jy word. En as jy meer soos Christus wil word, raai wat? Jy moet meer dink aan die dinge van Christus. So waar is die middel vir jou deesdae? Waar is daai stoep? Waar is daai stryk? Dit is tyd om te luister na God. So daar waar jy is, wil ek jou vra om jou oë te sluit en ons bid saam. Hemelse Vader, dalk is daar van ons hier vandag, Here, wat al vir 'n baie lang tyd pyn normaliseer. En ons vat dit en ons stampe en houe en ons kry dit al ons ouer huise van ons of wat jonk is en
ons vat dit en ons vat dit en ons vat dit, Here, en nou het dit ons norm geword en dit is ons oortuigings en nou is dit net hoe dit is en ons sit soos daai man op daai stoep, verlam en vol verskonings. En Here, ons blameer alles en almal om ons. Ons ouers moes beter, ons mense moes beter, daai meisie moes nie op my gecheat het nie, my vrou of my man moes nie verneek het nie, hulle moes meer my lief gehad het, hulle moes, en Jesus staan by ons vandag, Here, U staan by ons en sê, ek hoor jou storie, maar my vraag is, wil jy genees word? En Hemelse Vader, ek bid so vir elkeen van ons om ja te sê op daai antwoord. Nie ons lys van verskonings voor te hou nie, maar te sê, ja Here, ek wil. En dat ons mat sal optel en een tree sal gee. Gaan praat met iemand, gaan bid 'n nuwe gebed, gaan kry 'n nuwe vers, gaan vul ons denke met wat reg is, gaan vang hy gedagtes en maak dit onderdanig aan Christus. En wie ook al die sommige mense is, dat ons by hulle sal uitkom, Here, maar mag ons meer soos U word, Here, en net soos U, Here, al mense aangeraak het, hulle hoop gegee het, krag gegee het, hulle kom red het, bid ek hier, Here, dat U weer eens net hulle denke sal helder maak. Die mense wat verdrink, Here, en hulle is by moeg al. Hulle is op die punt van opgee. Ek bid, Here, kom skyn lig in hulle denke, dat hulle kan sien, hemel is naby, die koninkryk is naby, vernuwing is naby. Sê Hemelse Vader, dankie vir dit. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Ek dank U, Here, dat ons U kan lief hê, met ons verstand, en so ons denke onderdanig maak aan U. In Jesus se naam, alles tot U Heer. Amen. Julle so baie dankie dat julle aanlyn geluister het nou en ek hoop regtig waar dat hierdie preek en hierdie oefeninge en hierdie areas waar ons in die middel vasgevang is, dat ons daai gedagtes sal gryp en onderdanig maak aan Christus en so ook ons harte voorberei vir Paasfees, dat ons dit 'n amazing tyd saam met die Here kan hê. Dankie dat jy hier was vanoggend. Mag jy 'n geseënde dag hê. Die van julle wat graag saam met iemand wil bid, sommige mense is hier voor, ons gebedspan, is welkom na hulle toe te gaan en saam met hulle net te bid. Die res van ons, geseënde dag verder. Ons sien mekaar volgende week. Totsiens.